so sal dit wees. Goeiemôre. Baie dankie oom Koen. Dit is my baie groot voorreg om vandag weer aan julle die boodskap te bring. En die Here het vandag iets besonders op my hart gelê. En dit gaan oor die beloftes van die Here waarop ons kan staan. Nou die groot vraag wat baie kinders het, hulle sê dit nie vir altyd vir hulle ouers nie, maar is watter erfporsies kan ons verseker wees? Wat is dit wat die nalatenskap gaan wees waaroor ons kan seker wees? Nou dit laat my dink aan die verhaal van 'n seun wat net universiteit klaar gemaak het en sy pa sê vir hom: "Seun, wat ook al jy wil hê aan die einde van jou graad, as jy dit suksesvol voltooi, sal ek vir jou gee." En die seun vat dit toe nie ligtelik op nie en hy sê vir sy pa: "Maar aan die einde van my graad soek ek 'n Ferrari." Sy pa toe nou gaan nadink en die dag van sy graadeplegtigheid vind plaas en hulle het 'n funksie saam met die familie en die seun is baie opgewonde want hy verwag 'n Ferrari. En met die kom die tyd toe nou dat die pa sy toespraak van gelukwense aan die seun oordra en die pa gee toe nie vir die seun die sleutel van die Ferrari nie, maar hy gee vir hom 'n Bybel aan die einde van sy graad. En die seun is toe nou bitterlik kwaad vir sy pa, want sy pa moes nou beloof, enige iets wat jy wil hê, sal jy kry, en hy het toe vir die res van sy pa se lewe nooit weer met hom gepraat nie, want hoe durf sy pa net vir hom 'n Bybel gee, terwyl hy 'n Ferrari verwag het. Toe die pa nou tot sterwe kom, en die seun nadink oor sy lewe, het hy toe nou nog steeds door die Bybel wat sy pa vir hom gegee het, toe hy nou sy graad gevang het, en hy besluit nou, hy vee die stof van die Bybel af en hy maak die Bybel oop. En in daardie Bybel is die sleutel van die Ferrari. En hy gaan toe na die maatskappy toe en hy sê: "Meneer, ons verwag al vir 20 jaar dat die eienaar van hierdie Ferrari moet kom opeis." So die uiteinde van hierdie boodskap is vir ons om die skat te ontdek, die erfporsie te ontdek wat die Here vir ons wil gee, gaan dit van jou vereis om die Bybel oop te maak. Nou, teleurstelling is iets waarmee ons baie te doen het in ons lewens. En mense is daagliks ongelukkig. Maar as jy die skatkis van die Bybel nie oopmaak nie, sal jy vir altyd en ewig ongelukkig wees. Die Here gee daagliks beloftes waarop ons 100% met sekerheid kan staan. Dit is jou verantwoordelikheid om deur die beloftes van die Here oop te maak en jou erfporsie van die Here af te kry. Hy beloof dit, en wat God beloof, kan ons van seker wees, want hy hou absoluut altyd deur by sy woord. Vir ons as Christene, kyk, my getal mag dalk nou nie 100% akkuraat wees nie, maar dit wat ek nou al sover in my navorsing raak gelees het, is daar 1001 beloftes in die woord van God vir ons as Christene. Nou, ek het so 10 gevat wat vir my werklik uitgestaan het, wat ek nou met julle gaan deel. En God sê vir ons dat ons kan seker wees van die volgende beloftes. God beloof ons deel van sy goddelike natuur. In 2 Petrus 1 vers 4, deur dit te doen, het hy aan ons die kosbaarste en allerhoogste gawes geskenk wat hy beloof het. Daardeur kan julle verderf ontvlug wat deur begeerlikheid in die wêreld werksaam is en deel kry in die goddelike natuur.
Nou daarvan vra God van ons, om daardie belofte van sy goddelike natuur te kan erf, moet ons wil deel hê aan sy goddelike natuur. Jy moet jou hart kan oopmaak vir die goddelike natuur wat God vir jou wil gee. Jy moet jou hart kan oopmaak en besef dat jy is na die beeld van God geskape. You are destined for greatness. Maar jy moet daardie belofte eers jou eie maak. Die tweede ding wat God ons beloof, is God beloof rus. In Matteus 11 vers 28 tot 29, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. Julle sal rus kry vir julle gemoed. Nou, elke belofte van God verg dat ons ook 'n effort moet insit. Dit verg dat ons ook ietsie moet doen om daardie belofte te kan kry. Nou, vir hierdie een sê God, neem my juk op, wees sagmoedig. En dan sal jy ook die vrede wat alle verstand te bowe gaan, kan kry. Die derde ding wat God beloof is, God beloof krag. In Jesaja 40 vers 29 tot 31, hy gee die vermoeides krag. Hy versterk die wat nie meer kan nie. Selfs jong manne word afgemat, selfs manne in die vleuer van hulle lewe struikel en val, maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arensvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle loop en raak nie afgemat nie. Goed, nou vir hierdie belofte sê die Here weer, wat jy moet doen vir jou om hierdie 11 porsie te kan kry, is jy moet op vertrou. As jy in die Here vertrou, dan sal jy met arensvlerke vlieg. Jy sal nie moeg raak nie, want die Here gee vir jou daai krag. Daai krag is deel van jou 11 porsie. So deur in die Here te vertrou, sal hy jou krag vernuwe. Hy sal jou versterk. Die vierde belofte wat die Here aan ons gee, is hy beloof om te voorsien aan ons behoeftes. In Filippense 4 vers 19, en my God sal in elke behoefte van julle voorsien, volgens sy wonderlike rykdom in Christus Jesus. Nou alles behoort aan God. So alles wat ons het en alles wat ons kry, kom direk van God af. Niks wat ons het of niks wat ons kan kry, kom uit deur ons eie hand nie. So die Here vra weer eens van jou, kom in afhanklikheid. Kom met 'n verwagting na my toe. En vra wat jy wil hê. En die Here sal dit vir jou gee. Alle rykdom op hierdie aarde behoort aan God. Elke stukkie brood wat jy dag tot dag gebruik, elke werk wat jy het, elke ding wat jy moontlik nodig het, kom van die Here af. En hy gee dit vir jou, volgens sy goeddenke. God beloof ons dat ons nie hoef te vrees nie. In Spreuke 1 vers 33 staan daar, maar wie na my luister, hoef geen ramp te vrees nie. Hierdie belofte vereis weer gehoorsaamheid. As jy gehoorsaam is aan die Here, en dit wat hy in sy woord sê, dan hoef jy geen ramp te vrees nie. Dan kan jy maar weet, die Here sal deur elke storm, deur elke ding wat jy in jou lewe teekom, sal die Here met jou wees. En jy hoef nie te vrees nie, want God is reeds daar. Alles wat
jy nog gaan teekom, alles wat nog met jou gaan gebeur, kan jy maar weet, die Here was reeds daar gewees. En dit is nog iets wat die Here ons beloof. Is ons hoef nie te vrees nie. Hy is altyd deur met ons. Voorwaardelike en onvoorwaardelike beloftes. Daar is talle beloftes met voorwaardes. Dit beteken dat daar iets is wat jy van jou kant af moet doen. Die onvoorwaardelike beloftes kry ons net uit genade. Die onvoorwaardelike beloftes kry ons net uit genade. Dink aan God se belofte dat hy ons verlos en heilig maak. Dit is 'n onvoorwaardelike belofte wat hy stel. God verlos selfs toe ons sy vyande was. Nou, God sê vir jou, al hierdie dinge wat hy beloof en al 1001 beloftes, wat die Here vir jou uit die woord uitgee, sê die Here vir jou, dis joune. Al wat jy moet doen is glo. Al wat jy moet doen is na hom toe kom. Selfs toe ons vyande was daar die belofte vir ons beskikbaar. Die Here vra net dat jy hom aanneem as jou saligmaker en verlosser. God beloof ook sy vrede. In Johannes 14 vers 27. Vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moenie ontsteld wees nie, en julle moenie bang wees nie. Weer eens, dit verg iets van jou af. Die Here sê, dis nie die vrede wat die wêreld vir jou kan gee nie. Daai vrede is nie vrede wat hou nie. Dis 'n temporary high, as ek dit so kan stel. Maar die vrede wat Jesus Christus vir jou gee, is 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Dis 'n diep gewortelde vrede wat net die Heilige Gees vir jou kan verskaf. As die Heilige Gees binne in jou beweeg, is daardie vrede joune. Ongeag wat om jou gebeur, wat in jou lewe gebeur, daardie vrede is vir ons almal beskikbaar. En dit kan net van die Here afkom. En die Here sê ook vir jou, moenie ontstel raak nie. Ja, die wêreld gaan rondtuimel, ja, daar gaan dinge in jou lewe gebeur. Maar die vrede wat ek jou gee, vereis van jou om nie ontstel te raak nie. Ja, in ons menslike natuur is dit baie keer onmoontlik om nie ontstel te raak nie. Maar die Here sê vir jou dat dis nie nodig om ontstel te raak nie. Sy vrede het nie voorwaardes nie. Daar moet nie eers iets gebeur voordat jy die vrede kan ervaar nie. Jy kan dadelik net in vrede reageer. Die volgende ding wat die Here beloof, is God beloof redding. In Romeine 10 vers 9, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo, God hom uit die dood uit opgewek het, sal jy gered word. Nou vir daardie belofte van redding, vra Jesus onwrikbare geloof. Jy moet absoluut sonder 'n twyfel in jou hart kan glo dat Jesus die Seun van God is, dat hy gestuur is vir ons, dat hy uit die dood uit opgewek is en nou aan die regterhand van die Vader sit. Jy moet geen twyfel in jou hart hê dat Jesus jou verlosser en saligmaker is nie. So vir daardie belofte van redding, het jy nodig om onwrikbare geloof te toon, om seker te wees van die feit dat Jesus jou redder en jou saligmaker is. God beloof vergifnis. In 1 Johannes 1 vers 9, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons sondes en reinig ons van ons ongeregtigheid. Vir hierdie belofte van vergifnis
Vaar die Here weet dat ons moet bely. Jy moet vir hom kan staan en absoluut alles wat in jou hart is, dit wat jy weet jy verkeerd gedoen het, dit wat jy sukkel om te vergewe van ander mense, moet jy voor Jesus se voete naak kan voorlê en vir hom sê, Here, vergewe my. Ek bely hierdie dinge. Ek bely die dinge wat my pla, ek bely die dinge wat ek verkeerd gedoen het teenoor ander mense en ek vra om vergifnis. Vergifnis is deel van jou erfporsie. Die Here vra net dat jy moet bely. En vir Here hoef jy geen front voor te sit nie. Jy kan absoluut na hom toe gaan en alles net soos wat dit in jou hart is vir die Here voorlê. Niks wat jy gaan sê, gaan vir die Here 'n verrassing wees nie. Hy is absoluut alwetend. So moenie bang wees om vir die Here te sê, Here, maar ek het hierdie situasie en ek het so opgetree. Here, vergewe my. Die Here beloof vergifnis as deel van jou erfporsie. God beloof ons sy genade. In Romeine 6 vers 23, die loon wat die sonde gee, is die dood. Die genadegawe wat God gee, is die ewige lewe in Christus. So God beloof ons die ewige lewe. Maar jy moet lewe kies, jy moet lig kies, jy moet God kies om daardie erfporsie te kan bekry. Jy moet God kies om die ewige lewe te kan bekom. Jy moet Jesus aanneem, jy moet Jesus bely, jy moet Jesus erken om die ewige lewe te kan verkry. Dis die enigste manier. Die Here sê vir jou, niemand kom by die Vader behalwe deur my. So, vir jou om die ewige lewe te bekom, gaan jy eers deur Jesus moet gaan. Jy gaan hom moet aanneem, jy gaan hom moet aanvaar, jy gaan hom moet deel maak van jou identiteit. En deur dit kan jy die ewige lewe bekom. God beloof die ewige lewe in Openbaring 21 vers 7. Elkeen wat oorwinning behaal, sal dit alles kry. En ek sal sy God wees en hy sal my seun wees. Nou al hierdie beloftes sê die Here vir jou, kan jy kry deur oorwinning te behaal. Nou hoe behaal 'n mens oorwinning? Deur volharding. Mens moet volhard in die geloof. Mens moet bid sonder ophou. En jy moet altyd weer dankbaar wees. Die Here sê vir jou dat al die 1001, ek het nou net 10 hier genoem, al die 1001 beloftes in die Bybel behoort aan jou. Die Here verwag nie van jou 'n lewe wat jy voorwaardelik moet lewe in terme van sy beloftes nie. Die voorwaardes is daar omdat God altyd weer in verhouding met jou wil staan. Hy wil hê dat jy met hom moet kommunikeer. Hy wil hê dat jy met lofprysing doen. Hy wil hê jy moet bid. Hy wil hê jy met hom vertrou. En 'n verhouding kom van twee kante af. Dis hoekom die Here vir jou sê, om daardie beloftes te kry, moet jy ook iets van jou kant af doen. 'n Verhouding kom nie net deur een kant nie. Dis nie 'n Kersboom wat jy 'n geskenkie oopmaak en dit is joune sonder dat jy iets daarvoor hoef te gedoen het nie. Die Here verwag dat jy altyd weer in verhouding met hom moet staan. Moet luister na sy stem, moet soek na sy teenwoordigheid. Hy wil die hele tyd, dis een van God se grootste hartbegeertes, is om in 'n verhouding met jou te staan. Soos wat jy in 'n verhouding staan met jou geliefdes, met jou kinders, met jou man, met jou ouers,
So wil die Here ook 'n permanente entiteit wees, waarmee jy 'n verhouding het. En dit is die belangrikste verhouding, wat jy ooit in jou lewe sal hê. Want alle mense in jou lewe is net vir jou geleen. Jou man is net vir jou geleen. Jou kinders is net vir jou geleen. Jou ouers is net vir jou geleen. Alles kan met 'n oogwink van jou af weggeneem word. En wat bly dan oor? Al waarvan ons 100% kan seker wees in ons lewens, in ons alledaagse bestaan, is God. Dis die enigste erfporsie wat ons het, wat ons 100% seker van kan wees. Aardse goed kan verbygaan. Jy kan die een dag 'n miljonair wees en die volgende dag sit jy op straat. Jy kan die een dag nog 'n werk hê, die volgende dag is jy retrench. Jy kan die een dag nog in 'n huwelik staan en die volgende dag is jy geskei. Enige iets kan met enige iemand in hierdie lewe gebeur. Enige iets kan van jou af weggevat word. Want dit is alles net gebeur. Maar die een erfporsie waarvan ons 100% seker kan wees, is God. En daardie erfporsie is nie net 'n belofte terwyl ons op aarde is nie. Daardie erfporsie word vir jou tot in alle ewigheid in beloof. So as jy jou oë toemaak op hierdie aarde, kan jy net van een ding seker wees. En dit is jou redder. En dat jy 'n ewigheid saam met hom kan spandeer. Hulle sê, you only have one life, enjoy it. Maar ek sê, eternity is long, prepare for it. En jou voorbereiding vir die ewigheid begin nou. Die verhouding wat jy met Christus jou saligmaker bou, begin nou. Dit is baie belangrik dat jy deurentyd in jou verhouding met God moet werk. Die Here sê ook vir jou, om hierdie beloftes te verkry, het jy nie eers stappe wat jy moet doen, jy moet nou eers by 'n kerk aansluit, en dan moet jy gedoop word, en dan moet al hierdie goeders gebeur nie. Die Here sê nie dit nie. Die Here sê vir jou, kom soos jy is. Al het jy 'n geskiedenis van dwelmverslaafdheid, al het jy 'n geskiedenis van kriminele oortredinge, al het jy 'n geskiedenis van leuns, al het jy 'n geskiedenis van, dit maak nie vir die Here saak nie. Jou verlede maak nie vir die Here saak nie. Hy sal jou heilig maak. Hy sê vir jou, kom soos jy is. Ek aanvaar jou. Al die beloftes in die woord is joune. Kom net soos jy is. Jy weet, vandag, ek het groot geword by die NG Mindelaar. Dit is, my oupa en ouma was streng NG, my ma het NG groot geword, en so het ons almal deur daardie paadjie beweeg, en vandag maak die NG Mindelaar sy deure toe. Op hierdie dag. En die vraag wat ek myself gevra het vanoggend toe ek nou besef het, is die laaste diens by NG Mindelaar, is wat het ek saamgeneem op die ou einde van NG Mindelaar af? En die antwoord was nie die geboue, die mense, die predikers, die preekstoel, die orgel, niks van daai goed is 'n erfporsie nie. Maar wat daar begin het, is my soeke na God. Ja, die NG het
baie interessante sienings gehad rondom die Heilige Gees en al daardie dinge. En ek het toe 'n hele ander pad gevolg na die PPK toe en ek het 'n verhouding begin bou met die Heilige Gees wat nie noodwendig beskikbaar was, jy weet, in daardie gemeente nie. Maar wat ek daar geleer het, is dat jou soeke na God is 'n proses. Dis nie vasgevang in 'n gebou nie. Dis nie vasgevang in 'n sekere pastoor of 'n dominee of 'n gemeente nie. Die erfporsie wat die Here vir jou gee, is 'n verhouding met hom. Dit maak nie saak waar jy dit beoefen nie. Die belangrikheid is net dat jy altyd weer net eers die koninkryk van God soek. Maak nie saak waar jy verhouding met God begin. Hou aan, werk daaraan en kry jou erfporsie. Die Here gee dit vir jou, mildelik. Ek gaan die diens afsluit met 'n gebed wat ek graag aan hierdie kerk en hierdie gemeente en alle lede wil opdra vanoggend. En ek vra dat julle harte sal oopmaak vir die Heilige Gees en dat jy vandag weer begin daadwerklik werk aan jou verhouding met God om daardie erfporsie wat hy vir jou wil gee te bekom. Kom ons sluit ons oop. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, ek dra vandag elke liewe gemeentelid aan U op. Het sy die persoon hier sit, of net in ons boeke is, of op verlof is, Here, ek vra dat U 'n vuur sal aansteek in elke liewe persoon se hart, om U te soek, Here, om U na te jaag. Ek vra dat hulle harte sal oopmaak, om die erfporsie wat U vir hulle so graag wil gee, wat hulle 100% van seker kan wees, Here, sal ontvang. Ek vra dat U met ons sal wees in hierdie week, in hierdie laaste gedeelte van die jaar, dat ons met nuwe oë na ons verhouding met U sal kyk, Here. Ek vra dat U al die ou dinge sal nuut maak. Ek vra dat U daardie ou mens, daardie sondige mens sal vat, Here, met ons sal werk. Dat U 'n nuwe teenwoordigheid in elke persoon wat hier sit vandag, Here, se lewe sal wees. Here, ons bid dit nie omdat ons enigiets daarvan verdien nie, maar omdat ons dit enkel alleen uit genade van U kan vra, in die naam van Jesus Christus. Vir God, deur God, en altyd in sy naam. In Jesus Christus naam bid ons dit. Amen. Voor ons agter te beweeg, waar ek vir die mooi woord hierso. Die Here lê op my hart dat ons almal vorentoe moet beweeg. En dan om 'n seëngebed oor elkeen te bid. En ons gaan bietjie vir ons iemand kies wat ons nie ken nie of buite ons gesin is en ons het saamkom by mekaar hier voor en vir 'n ander persoon 'n seëngebed bid, want kyk ons as bly wat ek baie gesien het is mense probeer altyd mense oortuig van ja, mens moet sonde preek, jy moet van hemel en hel preek en jy moet al daai belangrike goed sodat ons daai verandering kan toelaat, maar vir my is dit ook belangrik dat ons saam geestelik groei, saam in die Here groei, saam as gemeente groei. So ek wil elkeen asseblief vra om saam met ons vorentoe te beweeg en dan kies ons vir ons iemand en dit saam.